Die wat die Bybel saamgebring het, ek nooi jou om saam met my te bly in die feilbare woord van die Here. Wel daar in Handelinge hoofstuk 8. Handelinge die 8ste hoofstuk. Handelinge hoofstuk 8, ek lees vir u daar vanaf die 26ste vers. Die engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan. Daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandasje, die koningin van Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja oorlees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand by die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskryf? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profete, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin in die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by die water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder om my gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stil hou, en hy het altyd in die water afgeklim met Filippus, die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hy die water opklim, die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Die mans versoek om saam met my te staan, as ons die Here nader in gebed. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vir die wonderlike evangelie boodskap. Die boodskap wat u aan ons toevertrou, die boodskap wat u vir ons kon gee, die boodskap wat in die Here Jesus Christus dan ook sy vervulling gevind het, met die dat Jesus na die aarde toe gekom het, vir ons hier aan die kruis kon sterf het, ons sondes kon dra, vir ons die lewe kon bewerk, die ewige lewe wat ons ook in kan deel. Ons wil vir u dankie sê, Here, vir die wonderlike voorreg om hierdie lewe in ons harte te mag dra. Mag u vir ons genade skenk, dat ons ook getrou sal wees aan u, dat ons naby aan u sal lewe, ons hierdie evangelie boodskap ook na die wêreld toe sal dra. Dankie dat u die gemeente ken, al sy aktiwiteite, ken hulle wat siek is, u ken hulle in hulle diepste nood, behoefte, u ken elke ene. Here, ons kom bid vir hulle wat nie vandag hier is. Dat u op 'n besondere wyse daar by hulle sal stil staan, dat hulle sal praat deur die Heilige Gees, wat getrou is om te oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Here, dat ook in hulle afwesigheid hulle die stem van die Here duidelik in hulle harte sal hoor. Vir ons wat vanoggend hier is om te luister, dat u genade sal skenk en vir ons ook sal help om gehoorsaam na u stem te luister en te doen wat u ook van ons vra. Here, bly vir ons in gehoorsaamheid deur die werk van die Heilige Gees, sodat ons ook die stem mag hoor
en doen wat U welbehaaglik is. Here, ons leef in 'n tyd waar daar soveel haat is, soveel oorlog, soveel sleg wat in hierdie wêreld is. Dis net U wat 'n verandering kan bring. Dit is hoekom U ook vra dat ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. Here, want ons weet daar sal 'n tyd aanbreek wanneer U terugkom na hierdie aarde toe, wanneer daardie tyd ook sal aanbreek en daar wonderlike vrede vir 1000 jaar ook sal wees, wat ons ewig saam met U as U kinders kan verkeer. Here, kom U, skenk genade, gryp in, mag die wêreld ook besef daar is nog genade tyd om reg te maak, gereed te maak vir daardie koms van ons Here Jesus Christus. Bewaar vir ons ook by hierdie geleentheid ons gedagtes, en Here, is die gebed van my hart. Bewaar ons eiendom, dit wat ons moes agterlos, dan ook vanoggend hier te kan wees, kom luister na U woord. Dankie dat ons kan bid soos Esra ook, dat U goeie hand oor ons sal wees, ook vir die voertuie daar buite die terrein. Here, dat ons hier kan sit met die verwagting om ook U stem te hoor. Dankie vir die tyd wat ons kon spandeer het in ons voorstaan, in ons aanbidding en ons erediens, terwyl ons ook U kon dien met ons offergawe, en ook, Here, vir dit wat ons nou kan hoor. Dankie dat ons harte groot ingestem is vir U kosbare woord, en mag U ons harte kom verryk hierdie oomblik om Jesus Christus naam ontkom. Amen. Ons teks van oordeenking vind ons daar in Handelinge, hoofstuk 8 vers 35, net daardie laaste gedeelte, maar ek lees vir die hele vers saam. Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Wil ek volgende met u praat oor hierdie kosbare gedagte. Filippus die evangelis. Filippus die evangelis. Nou, as 'n mens gaan kyk na hierdie Ethiopië, dan ek wonder hoeveel van ons sal nou dit opgemerk het. Hierdie man het Jerusalem toe gegaan om te aanbid. Hy was 'n godsdienstige man. Was 'n man wat sekerlik van die dinge van die Here al gehoor het en daar in Jerusalem dan ook gaan aanbid het. Maar dat hierdie man ten spyte van alles in sy godsdienst nog die Jesus as verlosser en saligmaker geken het. Maar ek glo dat die Here ook sy hart geken het en hy stuur hierdie man Filippus oor sy pad om met hom ook te kom praat. Nou in die Bybel is daar 4 Filippusse wat genoem word. En ek dink dit is goed dat ons net moet onderskei. Watter een is hierdie Filippus wat hiervan gepraat? Daar was 2 Filippusse wat dan ook daardie koning se seun Herodes die Grote se name was, wat 2 verskillende vroue gehad het, Lukas 3 vers 1 en Matteus 17 vers 3 wat vir ons die onderskeiding gee. En dan was daar ander 2 Filippusse wat instrumenteel in God se hand was, wat hy kon gebruik het as instrumente en eintlik kosbaar as 'n mens net kyk na hierdie 2 Filippusse. Hoe hulle dan ook die evangelie gedra het, hoe hulle mense aan Jesus voorgestel het, dat albei van hulle wat hierdie naam gedra het, hierdie evangelie aan mense dan ook bekend gemaak het. So, ons het dan ook die Filippus, die disipel, die ene wat die Here geroep het, en hierdie Filippus het uitgegaan, en hy het dan ook vir Nathanael gaan roep, en Nathanael het ook 'n disipel van die Here Jesus Christus geword, en die wat oor die oggendstukkie gekry het, sal weet dat 'n disipel is 'n volgeling van die Here Jesus Christus, nee. En ek dink ook die onderskeid wat ons dan ook gemaak het. Wat is die verskil tussen 'n disipel en wat is die verskil tussen 'n Christen? 'n Disipel is 'n volgeling van die Here Jesus Christus, terwyl 'n Christen ook 'n disipel kan wees. Maar al die Christene is nie altyd so toegewy soos wat 'n disipel behoort te wees. Die disipel is 'n toegewyde kind van God. En ek glo vertrou dat ook hierdie dagstukkies u ook gelei het en gehelp het ook daarin om dit te verstaan.
Maar hierdie manne was disippels, ware volgelinge van Jesus Christus. En hulle het die evangelie in hulle harte gedra en was bereid om hierdie evangelie dan ook met mense dan te deel. Dit was ook dan hierdie disipel, as ek net so vinnig by hom kan stilstaan, wat sy vriend Nathanael gaan haal het. Dit was ook hierdie man Filippus, hierdie disipel van die Here Jesus Christus, toe daar spesifiek van die Grieke na hom gekom het, van Betsaida, wat vir die Filippus gevra het, stel ons voor aan Jesus, wat bereid was om hierdie mense na Jesus toe te vat. So hy was deel van hierdie groep wat die evangelie uitgedra het, en die evangelie ook na mense toe geneem het, en mense gehelp het. Hy het dan ook sy sendingreis daarna Frigië, die hedendaagse Turkye, waar hy dan ook daar in Hierapolis, waar hy gemartel is, en het hy ook aan 'n marteldood gesterwe, soos wat baie van die disippels dan ook gedoen het. Net een disipel het 'n marteldood vrygespring, en dit was ook met die genade van die Here, want hy was reg oor die oliepot, gekookte olie wat hom in hom afgesak het. En dit was die geliefde Johannes. Die almal, die res van die ander apostels, het 'n marteldood vir die Here Jesus Christus gesterwe. Maar nou kom ons by hierdie disipel wat hiervan gepraat word in Handelinge hoofstuk 8. Wie se naam ook Filippus was. Maar hy word onderskei van die ander Filippus. Hy is daardie diaken wat gekies was. Hy is daardie ene wat dan ook bekend gestaan het as Filippus die evangelis in die Bybel. So, toe daar hierdie verkiesing op plaas gevind het van hierdie 7 diakens, toe daar 'n bietjie woordewisseling was, weduwees oor die hoof gesien was hy een van hierdie diakens wat aangestel was in die kerk. Handelinge 6 vers 3 sê ook vir ons, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons vir hierdie nodige sake aanstel. Dis hierdie Filippus, waarna verwys. So dis nie Filippus die apostel nie, dit is Filippus die evangelis, as ons die twee nou dan moet bietjie van mekaar ontskei, en ons daardie onderskeid vanoggend dan mag hê. Filippus die evangelis het onder groot vervolging dan ook gekom. Die woord van die Here sê dit vir ons, en ons sal hulle bietjie meer daarby stilstaan, Handelinge hoofstuk 8 vers 1, waar hierdie vervolging plaasgevind het. En hierdie evangelis Filippus het afbeweeg na Samaria toe. Daar in Samaria het hy nie stil gebly nie, onder hierdie druk wat hy verkeer het. So baie mense, wanneer ons onder druk verkeer, dan raak ons stil. En ons verkondig die evangelie. Hierdie man het juist die evangelie gaan verkondig onder hierdie vervolging. Naderhand het die Heilige Gees hom dan ook gelei na 'n eensame pad. Daarna daardie Ethiopiër wat op daardie waar besig was om terug te beweeg na sy bestemming toe. En daar het die Heilige Gees dan ook vir Filippus gebruik as instrument om hierdie man by die Here Jesus Christus uit te bring, sodat hierdie Ethiopiër ook gered kon word. Daarom het hy ook daardie belydenis kon aflê. Ek glo met my hele hart dat Jesus Christus die verlosser, die saligmaker van die wêreld is. En daarom, omdat hy die Here Jesus Christus aangeneem het en hy nog nie gedoop was nie, het hulle hom dan ook daar gedoop. Onmiddellik na daardie doop, toe vat die engel hom weg, en waar sit hy vir hom? In Asdod. Nou as ons moet vat uit Jerusalem, Samaria, en nou na Asdod toe, is 'n baie ver plek waar hulle van mekaar verskil. En ek wonder hoeveel van ons kan onthou, waar is Asdod? Toe die Filistyne die ark by die Israeliete weggevat het. Waar het hulle die ark gaan plaas? In Asdod. So in Filistynse gebied is hierdie man geplaas onder die evangelie daar te gaan verkondig. Sekerlik onder die heidene in daardie omgewing.
20 jaar later word hy genoem waar hy daar in Caesarea dan ook is in Handelinge 21 vers 8 tot 9 waar Paulus en Lukas en ander op die pad na Jerusalem toe was en daar by hom gaan aandoen het, waar daar ook gesê word hy saam met sy 4 ongetroude dogters dan ook daar gebly het. So ek dink dit gee vir u net 'n bietjie 'n goeie prentjie van watter Filippus ons dan ook hier kry. Maar as ek iets van hierdie man Filippus kan sê, dan moet ons besef, hy was 'n diaken gewees. 'n Man wat bereid was om die koninkryk van God hier op aarde uit te brei. Hy het die nood van die kerk raak gesien. Hy het gehelp deur ook die woord van die Here te predik en uit te dra. Was 'n man wat instrument in die hand van die Here was, in die genesing van mense en ook die uitdruk van duiwels. Hierdie man wat die Here kon gebruik het om onder arms en ryk die evangelie te verkondig. Iemand wat na regte kan ons sê deur die Here gelei is. Wat die Here kon gehelp het, wie sy gesin gebou het, sy kinders groot gemaak het in die krag en die kennis van God. 'n Besondere man. En as ons na hierdie man dan ook moet kyk en na die woord van die Here en ons kyk na hierdie man Filippus die evangelis, is daar 'n paar uitstaande dinge wat ek vanoggend vir u wil noem van hierdie man Filippus die evangelis. In die eerste plek is 'n man wat deur die Here gelei is. Was 'n man wat deur die Here gelei is. Ons sien dit in Handelinge 8 vers 26 en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê. Hierdie man het die stem van die Here geken. Hy kon die stem van die Here hoor. En al wanneer ek dit werklik sal kan doen, is wanneer ek in die regte verhouding met God daarom kom die Here hierdie man gelei het, waar hy vir hom ook nodig gehad het, 'n belangrike eienskap van 'n kind van God, is om naby die Here te leef en deur die Here gelei te word. Is dit nie wat Dawid ook sê, u stop en u stap, die vertroos. Hy sê die Here is my herder. Hy is die ene wat my lei. Hy is die ene wat my bewaar, hy is die ene wat my beskerm, hy is die ene wat my voetstappe rig. Hy is die ene wat weet dat sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my. Naby aan die Here, kom deur die Here gelei word. Hoekom? Ons sien dit in sy optrede. Handelinge hoofstuk 8 vers 4. As die woord daarvan die Here vir ons sê, en die wat verstrooi was. Hierdie man, Filippus was saam met hierdie groep wat verstrooi was, en hy is hier in Samaria, soos die woord van die Here dan ook vir ons sê, as ek net daarso, en Saulus het ook vermoording goedgekeur, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels, en godvreesende manne, met Stefanus begrawe, en 'n groot rou oor hom gedruk, maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan, en manne en vroue uitgesleep, in die gevangenis oorgelewer, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan, en die woord van die evangelie verkondig, en Filippus het afgekom van die stad van Samaria, en Christus aan hulle verkondig. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, wat doen ons, as ons onder 'n bietjie vervolging kom? As dit 'n bietjie moeilik begin gaan, kry ons stolstuite, of is dit juist na die tyd wat ons stem laat hoor? En ek wil hê jy moet iets mooi verstaan wat hier gebeur het. Is hierdie groep apostels en disippels van die Here daar in Jerusalem. Jerusalem het eintlik uit sy naam uitgebars. Die evangelie is verkondig in Jerusalem. Maar Handelinge hoofstuk 8 vers 1 het iets belangriks vir ons geleer. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en Judea, en Samaria,
en tot aan die uiterstes van die aarde. Die ontrouheid moes deur vervolging, moes hierdie mense in die wêreld ingestuur word. En dit is juis in vervolging, in die tye van vervolging, wat die Here wil hê ons moet ons monde oopmaak. Maar dis dit nie baie keer wat die kinders van die Here begin swyg oor die dinge van die Here. Dat ons bietjie daarna sal luister en sal sien, dat ons deur die Here gelei word, selfs in moeilike tye, om die evangelie van Here Jesus Christus te verkondig. Ons sien in sy optrede dat hy gelei word deur. Ons sien dit ook wanneer dit by die werk van die Here kom, dat die Here deur hom die oortuiging in hart en lewens dan ook kom werk. Ons weet dit is die Heilige Gees wat oortuig. Maar as daar nie instrumente is deur wie die Here kan werk nie, hoe gaan die mense hoor? As ons kyk na Romeine hoofstuk 10, daar in vers 13, wat juis vir ons sê, hoe sal hulle hoor as daar nie iemand is wat preek nie? Hoe sal mense hoor as ons nie uitgaan en die evangelie gaan uitdra nie? Hierdie man kon die Heilige Gees gebruik om die oortuiging in hart en lewens dan ook te werk. Want sy woord was geloofwaardig. Kyk wat sê die woord. En die skare het eendragtig aangegee op die woord van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy. Jy weet toe hoor dit, as mense na ons kyk, as mense in ons gesprekke is daar iets wat hulle dryf om te sê, maar ek soek dit wat daardie man, daardie vrou van die Here het. Hulle het iets besonders. Ek het dit nie, ek soek dit in my lewe. Ons sien dit, dat hy 'n instrument was in die hand van die Here. Handelinge 6 vers 3 sê, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis. Watter getuienis dra ons uit vandag na die wêreld? Watter getuienis het ons manne wat in diens van God staan vandag, vol van die Heilige Gees en wyse, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En ek dink hier sal lê vir ons die kern in gedagte, vol van die Heilige Gees, diensbaar, oorgegee. Daarom kon die Here hom gebruik as 'n kragtige instrument en kon die Here hom gelei het na 'n eensame pad vir 'n enkele kosbare siel. Daar in Samaria, die woord van die Here sê, baie mense het na hom geluister, baie mense het gehoor wat hy verkondig, baie mense het tot bekering gekom. Kan ons eintlik sê in ons terme vandag, dit was eintlik herlewing wat hy beleef het. En hier stuur die Here vir hom na 'n eensame pad. 'n Eensame pad. Hoekom? Was 'n man wat beskikbaar was. Handelinge 8 vers 4 sê vir ons, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan, en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in die stad van Samaria en het Christus aan hulle verkondig. 'n Man wat bereid was om homself beskikbaar te stel vir die diens van die Here. Die belangrikheid daarvan om altyd gereed te wees vir diens. Soos toe die Here daar ook vir Jesaja geroep het, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe sê Jesaja, hier is ek. Stuur my, my moes eers 'n ontmoeting met die Here gehad. Hy moes eers in die teenwoordigheid van God gekom het. Daarom dat ons ook beskikbaar moet wees vir die Here op elke terrein, daar waar die Here vir ons plaas. Ons kry baie keer hier jou mooi prentjies, wat sê blom daar waar die Here jou geplant het. Blom ons werklik? Is ons regtig beelddraers van die Here Jesus Christus? Is ons bereid dat daar waar die Here vir ons geplaas het, in ons werksomstandighede, binne in ons huise, binne in die omgewing waar die Here vir ons geplaas het, om daar diensbaar vir hom te wees en beskikbaar sodat hy vir ons daar kan gebruik. Let mooi op. Hierdie man was 'n diaken gewees binne in die kerk. Dit was nie net een se taak alleen die dominees wat op die kansel staan. Maar dit het na die gemeente toe uitgekry.
En die gemeente kon gebruik word, daar in Samaria tot aan die uiterstes van die aarde, om daar die evangelie te verkondig. Die apostel sê die woord van die Here het in Jerusalem agtergebly. Hulle is eers later uit. Ons het 'n taak, ons het 'n roep om wat ons moet uitleef. En is ons bereid om dit te doen soos wat hierdie man bereid was om op elke terrein gebruik te word. Toe die engel vir hom roep na 'n eensame plek. Ek wonder hoeveel van ons weet waar was daardie eensame plek. Die Bybel praat van suid van Jerusalem. Nou suid van Jerusalem lê aan die onderkant en van daar af is Bethlehem en die Judea heuwels en dan was die Negev woestyn gewees. Hy was na die woestyn gedeeltes toegeneem. Die wat al daar in Israel was sal weet, daar waar die dooie see is, dis woestynagtig daar. Daar groei nie regtig iets. Die Here stuur vir hom op daar eensaam. Vir een kosbare siel. Kan ek vanoggend maar net weer vir u die vraag vra. Wat is een siel vir u werd? Vir hierdie man was dit baie werd. Hoekom? Hy was in die regte verhouding met God. Hy was diensbaar gewees om gebruik te word, soos die Here dan ook hom wou gebruik het. En toe die engel vir hom roep na daardie eensame plek. Handelinge 8 vers 26 van die engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op, gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. 'n eensame pad sê die woord van die Here. Sekerlik nie 'n maklike pad om te bewandel nie. 'n moeilike pad om te bewandel. Maar hy was gewillig om op daardie pad te gaan vir een kosbare siel. En toe die Here vir hom nodig het op 'n ander plek, was hy ook gewillig om daar vir die Here te gaan. As ons maar net kyk, die woord van die Here wat vir ons dan ook sê, dat hy daar in Asdod vir hom kon gebruik. Handelinge 8 vers 40, maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in die stede, totdat in Caesarea gekom. Daar waar die Filistyne die ark dan ook gegaan het. Daar in Asdod het hy die evangelie verkondig onder die heidene. Kan ek dit vanoggend vir u so stel? God soek u nie vermooi nie, maar hy soek u gewillig. Die engel stel dit eintlik vir mooi. Hy sê, you don't want your ability, you want your availability. Om gewillig te wees. Te sê, nie alleen is ek. Hy is ons. Hy gebruik ons. Maar hy soek gewillige hart en 'n lewe deur wie hy dan ook kan werk. Dit bring my by hierdie gedagte. Sy gehoorsaamheid aan God se stem het hom na 'n kosbare siel toegelei. Kan ek vir u vra, liewe toehoorder, hoe lyk ons gehoorsaamheid teenoor die Here? Want ons lees, toe het hy opgestaan en gegaan. Dit beteken hierdie man was gehoorsaam. Hy het nie net die woord gehoor toe die engel met hom gepraat het nie, maar hy was ook 'n dader van die woord. En omdat hy 'n dader van die woord was, kon die Here hom gebruik om daardie kosbare siel op daardie eensame pad dan ook te gebruik. Maar sien ook dit raak dat God hom nie net op die eensame pad gestuur het. Hy was in Samaria, in herlewingstyd. Daarom kon die Here hom gebruik in 'n eensame plek en ook daar tussen die heidene waar hy die evangelie kon gaan uitdra. 'n man wat gehoorsaam was. Daar op daardie woestynpad was 'n vrugbare pad vir hom as gevolg van sy gehoorsaamheid om daardie een kosbare siel dan ook te kry. Hy was bereid om uit sy gemaksone uit weggeneem te word. Hoeveel van ons het nie ons eie gemaksone rondom ons geskep? Kosbare siele gaan rondom ons verlore, omdat ons nie met kosbare siele praat,
oor die Here Jesus Christus nie. 1 Samuel 15 vers 22 hoor mooi. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer en om te luister beter as die vet van 'n ram. Wat sê dit vir my? Ek kan kerk toe kom. Ek kan my Bybel lees. Ek kan bid. Maar as ek nie die woord by die daad voeg, of die daad by die woord voeg, dan beteken dit niks. Dit is wat Samuel dan ook vir Saul hier kom sê. Saul, dit help nie. Jy doen al hierdie pragtige offers en al die dinge aan die Here. Maar wat sê hy toe hy daar die diere vat en hulle moes Amalek verslaan het en hulle kom terug by die beste vee. Ons wil 'n offer aan die Here bring. Klink mooi edel, nee. Maar wat sê die Here vir hom? Saul, ek soek gehoorsaamheid. Ja, jy wil al hierdie offertjies bring, maar jy is nie gehoorsaam. Deur sy gehoorsaamheid kon hy daar die eensame siel kry. Kon daar die man gered word, wat op daar die pad, daar die boek Jesaja lees en hy verstaan dit nie. Daarom wat Handelinge 8 vers 35 ook vir hom sê, en Filippus het sy mond geopen. Hoekom? Hy het daar die man in sy gehoorsaamheid op die pad gekry. Ek dink hierso is 'n groot probleem. Dis die vaardigheid in die woord van God wat ontbreek. As die Here self sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Kan ek vir u vra? Is dit nie dalk die groot probleem hoekom ons nie met kosbare siele praat? Is omdat die wêreld daar buite toegelig is deur tannie Google. Baie antwoorde kry en gaan soek nie die regte antwoorde vir die kinders van God, want ons het nie meer vir hulle antwoorde. Filippus was vaardig in die woord van die Here. Kan ek vir u vra? Net een fout. As hy boek Jesaja gelees het, watter gedeelte in die boek Jesaja het hy gelees? Jesaja 53. Dis voor die hand liggend. Dit staan vir ons hier. Maar ek wil hê ons moet iets begin raak sien vanoggend. Ken ons die skrif? Kan ons mense uit die skrif uithelp? Kan ons kosbare siele na Jesus Christus toe lei? Kan ons mense lei om in hulle geestelike lewe te vorder, in hulle verhouding met die Here? Omdat ek mense uit die woord van God uit kan. Hierdie man was vaardig in die woord van die Here en hy kon daar die man gelei het, sodat hy gered word. As die woord van die Here dan ook vir ons sê in Handelinge 8 vers 31 en verder aan. En hy antwoord, hoe kan ek tog as iemand by die weg wys nie? Toe vra hy vir Filippus om op die water klim, by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam wat stom is gesê, voor die een wat hom skeer. So maak hy sy mond nie oop nie. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Hy kon hom voorstel aan die Here Jesus Christus. Dit bring my met die volgende gedagte. Hy het Jesus aan hom voorgestel. Mense, ons hoef nie met ander mense te redeneer oor die woord van God nie. Wat God van ons vra is dat ons Jesus aan die mense sal voorstel. Jesus as die gekruisigde, dis die evangelie. Dis die evangelie boodskap. Dat Jesus na die aarde toe gekom het, dat hy hier kon sterf het, dat hy hier aan die kruis kon sterf het vir ons sondes, sodat hy betaal het vir ons sondes, sodat ons deur hom gered kan word, het hy die doodheid opgestaan en opgevaar het, na God die Vader, van waar hy weer sal kom te oordeel, die lewe en die dood. Dis die evangelie boodskap. Die evangelie boodskap is nie dat ons moet redeneer oor geslagsregisters.
Die evangelie boodskap is nie dat ons moet redeneer oor waarin Esau dan ook sy vrou vandaan gekry het. Ons hoef nie te redeneer oor was die hoender of die eier eerste. Dis waarin jy die wêreld hulle vashou vandag. Die evangelie boodskap is Jesus Christus. Kom ons gaan weer, ons gaan verkondig die evangelie na die wêreld toe daar buite, wat dit so nodig het. Hy het Jesus aan ons voorgestel. Daarom moet hy sê die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Kyk net wat sê die woord van die Here. Daar in vers 4 en vers 5. En die wat verstrooi was in die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Niks anders. In vers 5 en Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. Dis wat ons moet verkondig. Ons hoef nie met mense te redeneer oor die woord van God. Jesus het self gesê in Johannes 12 vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toe trek. As ons Jesus ophou na die mense, sal hy hulle dan ook na hom toe trek. Ag, as ander skrifgedeeltes ook my tyd haal my in. Hierdie man was bereid om gebruik te word, waar die Here hom wou gebruik het. Handelinge 8 vers 39 sê, en toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Daar waar die Here hom wou gebruik het, daar was hy gewillig om heen te gaan. Is ek gewillig om vir die Here te sê, Here, maak nie saak waar U my wil gebruik. Ek stel myself bereidwillig om dan ook gebruik te word. Hy was 'n man op kweekskool gewees, dosent, het hom kragtig gebruik. Ek kan self sê, dit was in sy klasse, en wanneer hy daar die klasse aangebied het, was daar telkens, wanneer hy gevoel het, hoe jy is in die teenwoordigheid van God. En hy kry 'n beroep. En ek het na die tyd bietjie met hom gaan praat. Hy sê vir my hierdie woorde. Hy sê, baie mense het gesê, as hy daar weggaan, dan gaan hierdie kweekskool tot niet gaan. Nou net en dan God ook sy werk is. Die Here vat van hom weg na die bediening toe weer, en hy word predikant in 'n sekere gemeente. Wat is die probleem? Wat het hier gebeur? Die mens het groter geraak as die saak van God. Die Here vat van hom weg, om net vir hulle te wys, my saak sal ingaan. Maar hy vind 'n gewillige instrument om weer terug te gaan na die bediening, daar gebruik te word. Nie roem of eer en glorie, maar 'n instrument in die hand van die Here. Daar waar die Here my wil gebruik, om diensbaar te wees, gebruik te word, soos die Here dan ook wil. En ek sluit af met hierdie gedagte. Filippus was ywerig geweest. Wonder of jy dit raak gesien en raak geweest. En Filippus het daarheen gehardloop. Die een kosbare siel uit hy lewe, hardloop hy na een kosbare siel. Hoekom? Sy hart was reg gesê. Een siel was vir hom kosbaar. Een maatjie daar by die skool is kosbaar. Een persoon daar by my werk is kosbaar. Een persoon in ons omgewing. En waar jy my elders wil gebruik, is kosbaar. Ek wil vir u vra, het ons stem en miskien begin stil in hierdie wêreld. Het ons nie ons ywer vir 'n kosbare siel begin verloor nie. Wanneer laas kom die Here deur my werk
om 'n kosbare siel na hom te lei. Iemand aan Jesus Christus voor te stel, en liewe woorde oor mooi. Ek en jy kan daai persoon nie red. Dis God se werk. Paulus sê dit baie duidelik. Hy sê ek het gesaai, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Groei werk woord aan God. Nie aan jou en aan my nie. Maar hy soek 'n saaier. Hy soek iemand wat kan nat maak in iemand se harte, sodat God die werk kan doen. Hierdie man Filippus was ywerig in hierdie saak, om dit vir die saak en die koninkryk van God dan ook te doen. Hoekom? Hy was naby aan die Here. Die regte verhouding. Daarom dat die Here vir hom kon gebruik het. Hy was beskikbaar toe die Here vir hom wou gebruik het. Al was hy 'n diaken, al was hy 'n persoon binne die kerk gewees. Hy was betrokke, hy was vervul met die Heilige Gees. Hy het die evangelie op sy hart gedra en aan die mense uitgedra. Was 'n man wat gehoorsaam was aan die stem van die Here. 'n man wat lief was vir die Here en daarom was hy vaardig in die woord van die Here. Het hy die woord van die Here gelees. Liewe woorde, hulle het nie die kanon gehad, soos wat ons dit gehad het. Ons is baie meer bevoorreg as wat hulle is, om die hele Bybel vandag te hê, en op so 'n wyse met die Here te kan ontmoet, vaardig in die woord van die Here. En wat het hy gedoen? Hy het nie met hierdie man geredeneer nie. Hy het nie met hierdie man gesê, hoor hierso, is dit 'n boek wat in die Bybel hoort, of is dit nie 'n boek wat in die Bybel hoort nie? Nee, hy het om Christus aan hom voorgestel. Dis ons taak, dit is ons evangelie boodskap. Stel mense aan Jesus Christus voor. Hy was beskikbaar waar God vir hom wou gebruik. Daar waar God vir hom geplaas het. Hy het nie uitweg gesoek. Hy het nie probeer weghardloop. Hy het nie probeer stil bly. Maar dit was juis 'n instrument in die hand van die Here. En dan, die ywer was in sy hand. Het ons nog die ywer vir die saak in die koninkryk van God. Ondersoek jouself in die lig van die skrif vanoggend. As die Filippus na ons toe kom, dat hy ons dalk nie vanoggend bietjie skuldig, miskien baie skuldig, omdat ek nie hierdie instrument is, dat ek behoort te wees, dat ek kan wees, dat die Here kan gebruik. Ek weet vanoggend, of die vuur van die ywer vir die saak van God se koninkryk nog brand in die hart. Kosbare siele wat verlore gaan. Liewe woorde, as ek gered is, as ek werklik gered is, en ek weet waaruit die Here my kon verlos het, en ek besef ek was 'n verlore sondaar op pad hel toe, en hierdie mense is op pad hel toe, dat ek 'n ywer sal hê om daardie mense van Jesus te vertel. As ek nie daardie ywer het nie, is een van twee dinge. Of my vuur in die hart het vervlou, moet die Here die vuur in my hart weer aan die brand kom steek, of is ek nog nooit gered nie. Ek moet myself van iewers. As ek nie 'n ywer het om mense van Jesus te vertel, is daar dalk fout in my hart. Daar is fout in my hart. Dit is net so op pad, na die ewige verdoemenis, op pad na die hel. En as die Here hulle siel nie gaan lei, is hulle verlore. Waar staan u vanoggend ten opsigte van hierdie man Filippus, die evangelis? Mag die Here genade skenk, nog as ons harte ondersoek, as ons nie reg is met God nie, dat hy net weer daardie ywer en ons harte sal kom terugplaas vir 'n kosbare siel. Daar was een man gewees wat gesê het, "Give me Scotland, or I die." Ander man wat begin bid het, "Here, gee vir my een siel op 'n dag." As
dit nie dalk waar ons weer moet uitkom. Die Here vir ons siene gee. En ons sal vir die koninkryk van God sal bly. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie vir Filippus, dankie vir dit wat ons uit sy lewe kan leer. Help vir ons, Here, om getrou te wees. Daar waar ons die vuur van God, die ywer van God verloor het, Here, dat U vir ons daar die ywer sal teruggee. Dat ons met nuwe ywer sal werk en sal doen wat U welbehaaglik is. Ons bid dit om Jesus Christus naam. Amen. Kom ons gaan